In my nood het ek na die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Here, red my van lippe wat lieg en van 'n tong wat mislei. Wat sal hy met jou doen? Hoe sal jou straf vermeerder word, lasterlike tong? Hy sal toeslaan met skerp pyle van 'n soldaat, met gloeiende kole. Dit was elendig om as vreemdeling in Mesek te woon en saam te bly met die tentbewoners van Kedar. Ek het te lank gewoon tussen mense wat vrede haat. Ek begeer vrede, maar wanneer ek praat, soek hulle oorlog. Psalm 121. Pelgrimslied. Ek kyk op na die berge. Kom my hulp daar vandaan. Nee, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy laat jou voet nie struikel nie. Hy wat waak oor jou, slaap nie. Hy wat oor Israel waak, sal nooit sluimer of slaap nie. Die Here waak self voor jou. Die Here is jou beskermer aan jou regterkant. Die son sal jou bedags nie aantas nie, nog minder die maan in die nag. Die Here bewaar jou van alle kwaad en hy beskerm jou lewe. Die Here wag oor jou, of jy kom of gaan, nou en vir altyd. Psalm 122. Lied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here. Nou staan ons hier, binne in jou poorte, Jerusalem. Jerusalem is 'n stad wat stewig gebou is, waarheen die stamme opgaan, die stamme van die Here. Dis 'n vereiste vir Israel, dat die naam van die Here hier geprys moet word. Hier staan die trone vir regspraak, die trone van die huis van Dawid. Bid vir die vrede van Jerusalem, vir kalmte by almal wat jou liefhet. Mag daar vrede wees binne jou mure. Terwille van my broers en vriende is my wens, mag daar vrede in jou wees. Terwille van die huis van die Here ons God, bid ek, mag dit goed gaan met jou. Ja, broer en suster, dit is my bede, dat dit sal goed gaan met julle. Met julle kinders, 'n bietjie langer vakansie gekry, maar in dit alles is daar maar die dreiging van die COVID-19 virus, wat eintlik hier in die begin van die jaar, as ek gesien het, na die nuwe jaar vol hoop, weer ons lewens so ernstig kon bedreig. Maar dit is tog hierdie tyd van die jaar, tyd waarin ons 'n bietjie hoop moet aangryp. 'n Bietjie hoop om onder ons mense darm 'n vooruitsig, uitkoms daar te stel. Die tekste van hierdie Sondag van Jesaja hoofstuk 2 en Jesaja 26 is juist tekste wat gerig is op hoop en op verwagting, op 'n wederkoms, 'n tyd waarin God reg sal laat geskied aan gelowiges, aan hulle wat hom dien en wat hom gehoorsaam, die medewerkers van God, hulle wat sy lig versprei, hulle wat ook te midde van die pynlike realiteite van die tyd waarin ons leef, van ekonomie, van siekte, van pandemie, van nood, van angs, van werkloosheid, te midde van dit, juis ook opnuut God se hoop daar te stel. Soos Psalm 121 en Psalm 122 dit nou pragtig verwoord het. Rig ons oë op na die Here, na die berge, na die opkoms na sy huis, na uitsien om weer in sy huis by mekaar te kom, die gemeenskap van gelowiges te kon ervaar. Ek kom stap hier in en is maar leeg. Ek mis vir julle, mis vir hierdie daar agter in sy huis toe, die klas en Margaret, sommer so hierdie banke, Willem en Erna, John hulle aan die ander kant, Sean en Lee,
Ag, ek mis almal van julle. Ek mis dit dat ons saam kan sing, saam kan aanbid. Op pad hiernatoe groet ek dan vir Fritz en vir Linnie daar by advertensiewaarde. Dis 'n behoefte om ook weer op te gaan na die huis van die Here, na die berg. Dis wat hierdie psalm en hierdie gedeeltes in Jesaja ook pragtig kom sê. In daardie tyd was die berg en die bergspitse was eintlik in die ou mitologie ook vir alle godsdienste die plek waar die gode hulle self verskans het en waar hulle bly en van waar hulle kon regeer. En so ook die Here Jahwe se tuiste, Sion, die berg van die Here waar sy tempel gebou is. En waarop die volk dikwels hulle hoop gerig het. Sion was dalk nie die hoogste berg nie, maar dit wil juist iets sê van die Here troon uit bo alles, bo alle gode. Die Here is in beheer. En daarom, so sê ons vers in vers 3, die tempel van die Here, die gemeenskap van gelowiges, die gemeenskap met die Here, moet vir ons almal die lig wees en die vrede van God gee. Ek wil tog nou vir u vra, ons gaan nou 'n loflied, die 223 sing aan Jesus Koning al die eer. Twee goed, een is, maar jy nie so terwyl die inleiding speel net vinnig, as jy nie jou Bybel by jou het, jou Bybel gaan haal, gaan fisies, gaan vat jou Bybel, lees uit jou Bybel uit, gaan uit die 83 vertaling lees, jouself voor jou Bybel. Die tweede ding is, dan kan jy as gesin moet jy opstaan en hierdie lied saam sing. Staan op en jubel en juig tot die Here. Ons sing lied 223 vers 1. Hier in die kerk, in die Here se huis. Dit is vir ons belangrik dat ons ook sien dat hier in Jesaja daar ook verwys word na die lig. Die lig wat aankom is in die wêreld. Die lig wat ons laat fokus ook op die Here Jesus. En die lig van die woord van God wat hier in ons gemeente ook vir ons wil rig op die Here Jesus en opkom tot rus in die Here.
Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Mag die genade en die barmhartigheid en die vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees met julle wees en bly. Amen. Die krag van die Heilige Gees word vir ons deur hierdie stola tentoongestel of verbeeld. Ek wil dit graag volgende hang hier oor die kruis. Dat ons ook herinner aan die rooi bloed van ons Here Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. Jy het die Bybels oop by Jesaja hoofstuk 2. In Jesaja hoofstuk 1 is daar in vers 18 die baie bekende teks, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. As julle gehoorsaam wil wees, sal julle uit die goeie van die land eet, maar as julle weier en opstandig bly, sal die swaard julle eet, want dit is die Here wat dit gesê het. Hoofstuk 2, die openbaring wat Jesaja seun van Amos ontvang het oor Juda en oor Jerusalem. Daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê, bo kan die bergtoppe en sal uitstaan bo kan die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom, baie volke sal daarna toe gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe. Want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here. Hy sal oordeel tussen die nasies, regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. In hoofstuk 26, God gee oorwinning aan sy volk. Vers 1. Daar sal 'n dag kom wanneer hierdie lied in Juda gesing sal word. Ons het 'n sterk stad. God beskerm ons met mure, met 'n vesting. Maak oop die poorte dat die nasie wat gered is kan ingaan. Die nasie wat aan God gehoorsaam is en die wat op hom vertrou. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here. Want hulle het hulle vertroue op U gestel. Vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige vesting. Hy bring die wat in hoë vestings woon afgrond toe. Hy gooi hulle hoë stadsmure om. Hy maak dit gelyk met die grond en laat lê dit in die stof. Hulle sal onder die voete vertrap word, onder die voete van onderdruktes. Die armes sal op hulle trap. Die pad van die regverdige is regheid. U maak sy pad gelyk. Daar is in die Ou Testament dikwels maar oorlog aan die orde van die dag. Dikwels word daar verwys na oorloë. Die manne het geveg. Oorloë gekom en gegaan. Oorlog was iets waarmee mense hulle mag wou bewys. Iets waarmee hulle wou sê, ek is in beheer, ek kom vat wat joune is en ek maak dit myne. Oorlog in die tyd van koning Agas het beteken dat omdat hy nie alleen die boottoon kon voer nie, het hy 'n verdrag met die magtige Assirië gesluit. Daar was vir hom dus voordele in terme van regering daarin, maar daar was ook die een groot nadeel, dat die godsdiens van hierdie bondgenoot van hom
ook Israel geïnfiltreer het en ook in Israel pos gevat het. En daarom is die prys van oorwinning baie keer baie duur, al wen jy. Wat Jesaja hier kom vir ons duidelik uitwys, is dat vertroue op mense nie dit is wat vir ons oorwinning bring, maar eintlik verdoeming bring. Wanneer 'n mens nie op God vertrou nie. Jesaja kom wys in hierdie hele tyd van oorlog en van dat 'n mens staat maak op oorlog, dat jy eintlik opnuut weer moet besef, maar jou vertroue moet wees in God se wil, vers 5. Hy bring nie wat nuwe vestings woon af grond toe. Hy gooi hulle stadsmure om. Teenoor vers 4 wat sê, vertrou altyd op die Here. In die tyd waarin ons leef, waarin mense, volke, moondhede, die vernietigendste wapens van alle tye het. Die beste mediese toerusting van alle tye het. Wanneer mense praat van oorlog, dan sidder mense, want ons ken die vernietigende gevolge daarvan, en toe kom hierdie virus, en hy kom sluip so stil in, en hy kom lag eintlik, vir al die slim wetenskaplikes. Dit wat ons, as ons mag en ons verlossing vir onsself toegedig het, word eintlik 'n bietjie lagwekkend min gemaak. Ek sit die vakansie so en ek sê, kyk, hoe die mense so stap, en almal van ons is met die maskers hier oor ons gesig, en sonder om dit nou lelik te sê, dan dink ek, ek dink die Here sit ook daarbo, en dan kyk hy bietjie met 'n glimlag na ons wat so gemasker deur die lewe loop, en so vir onsself maar moet oppas, nie dat hy nie omgee nie. Maar dit is so dat binne in hierdie magstryd waarin ons ook elke dag is van, wat die prys laat betaal van verbreekte huwelike, van verhoudings, van werkverslawing, van wedlope, na mooier en beter, hierdie oorlogvoering, dit is ook maar soos in die tyd van Jesaja. Dis in hierdie tyd, wat die Here weer opnuut vir ons wil leer, dat die huis van die Here, waardeur ons probeer sê, die vertroue op die Here, die soeke na die wil van die Here, dit moet weer uittroon, hoe alles. Om op die Here te vertrou, is dit wat die psalmdigter hier sê, as hy sê, die huis van die Here moet weer uittroon, bo alles. Dis die preek van Jesaja, die beeldspraak van Jesaja 2 en Jesaja 26, die voorspelling, die smag na binne in oorlogvoering, dat die huis van die Here weer sal uittroon bo alle heuwels en bo alle bergtoppe, dat die mag van die Here weer sal uittroon. Die berg van die Here, die huis van die Here, is waarna toe ons moet gaan, die wil van die Here om die oorlog te wen. Hoofstuk 2 vers 3 sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, om daar sy wil te leer, om in sy wil te vind. Dit broer en suster, is die ware oorwinning in ons lewens. Ek kan my, as ek hierdie goed lees, net weer verstom oor die absolute eie tydsheid, die relevantie van Jesaja van soveel duisende jare terug weer vir vandag. Die relevantie in die sin van jy en ek moet totaal op die Here vertrou. Dit gaan seker nie die oorlog laat verdwyn nie, maar ek en jy moet opnuut weer fokus op die Here, sodat ons hom duidelik kan sien, soos die beste kamera ingefokus op hom en op sy wil. Sy wil is die aanvalsplan. Sy kerk, sy gemeente, die gemeenskap van gelowiges, al kan ons dit op hierdie stadium nie so fisies beleef nie, dit is die wil, dit is die uittroon van die Here bo alles. Ons as kerk, want jy is kerk en ek is kerk, daar waar ek leef en waar ek werk, moet opnuut weer die jubelende uitnodiging laat leef, wat sê, kom ons trek op na die huis van die Here. Die huis
wat uitdroon bokant alles. Kom ons trek op. En as ons hierdie boeke lees, dan is dit so pragtig dat hy sê dat ons moet mense saamsleep. Ons moet mense met ons meevat. Ons moet hulle saamvat na die huis van die Here, na die wil van die Here, die doen daarvan, ook binne in die tyd waarin ons leef. En dan sê hy hier in Jesaja 26, dat dieselfde strategie moet daar wees, maar hier is die oproep dat dit moet gebeur opnuut weer 'n lied van die Here wat gesing moet word. 'n lied tot eer van die Here. 'n uitnodiging wat gesing moet word, wat alle mense moet kan hoor. Die lied van oorwinning, wat sing van hierdie stad van God wat bo alles uittroon. Hier word 'n bietjie meer klem gelê in hoofstuk 26, dat almal wat gered is, moet inkom deur die poorte. Almal wat gered is, moet inkom in die poorte, sodat hierdie lied kan verrys en sodat dit kan uitklink en weer klink en mense daar buite dit ook kan hoor. Here, U is my God, ek wil U prys en U naam loof, want U het wonders gedoen. Weereens is Jesaja van absolute betekenis vir vandag. Ek ken daai ou gebeure van die lied van Stille Nag wat daar in die Wêreldoorlog eens op 'n Kersfeesnag die oorlog tot stilstand gebring het. In sing is daar baie keer al vir mense, vir God se mense en vir God se werk oorwinnings behaal. Ek dink die duiwel is bang vir sing. Ek persoonlik gebruik sing in my lewe as een van die sterkste wapens wat die Here vir my gee. Laat die lofliedere opnuut ook weer in jou huis weer klink. Maak 'n bietjie tyd daarvan om sommer saam as gesin 'n gesang of 'n lied te sing. Ek het dit al van tevore ook, dink ek, hier vertel, maar as ons so maandagooggend betiere hou daar by ons werk, as een groot fabriek, baie groot, dan begin ons en dan is daar so 'n klomp manne hier rondom ons en dan begin hulle so 'n bietjie hande klap en dan begin hulle sing en dan sing hulle en die pragtige Sotho stemme raak al hoe harder. En dan hier agter 'n masjien en daar agter 'n masjien kom kruip hier nog 'n ou uit en die manne kom uit die donkerte uit na hier waar die manne sing, waar op die einde die woord van die Here verkondig word. Broers en susters, sing en jubel tot eer van die Here. Al kan jy nie goed sing, neem deel aan die koor en wees verseker, eenmal gaan ons almal in die hemelse koor sing. Hierdie alles, as ons so saam sing, as ons saam die Here loof en prys, wil vir ons instel daarop dat ons vertroue op die Here en op die Here alleen moet wees. Jesaja hoofstuk 2 en hoofstuk 26, moet dit opnuut kom herbevestig, dat ons vertroue op die Here moet wees. Beide die beelde sê, mag die Here vir julle vrede en voorspoed gee. Mag die Here vir julle help om julle vertroue op hom te stel. Hier word die vertroue van die Here op die Here uitgebeeld as 'n veilige vesting, 'n ware skuilplek by die Here. Die Here Jesus leer ons ook later dat vertroue beteken dat ek hom vertrou vir my daaglikse brood, vir my kos en klere, vir my lewe en my veiligheid elke dag. As daar een ding is wat vir my regtig pragtig is in hierdie tyd, dan is dit dat ek hoor dat ons mense so dikwels vir mekaar sê, ek vertrou op die Here. Ons het weer geleer om te midde van 'n virus wat jy nie kan sien as hy kom of gaan nie, om regtig jou vertroue op die Here te stel. Om 'n masker te dra en jou hande te was en te sanitize, maar om te midde van dit alles te weet, dis maar middele. Ons vertroue is op die Here en op hom alleen. Vertroue is die teenpool van bekommernis, eintlik die teenpool van ongeloof. As 'n mens in die werkplek 'n verhoor daar stel
Dan is die laaste vraag wat aan die einde van 'n verhoor altyd gevra word, is die vertrouensverhouding tussen hierdie beskuldigde en sy bestuur verbreek. As die antwoord is ja, dit is verbreek, dan is dit gewoonlik 'n dismissal. Dan word iemand gewoonlik dan sy verhouding met die maatskappy opgeskort. Hoofstuk 26 vers 3 sê, vertroue kan beskryf word as die vrede van God wat hy skenk aan die wat op hom vertrou. Here gee aan hulle vrede en voorspoed, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. En dan word dit duidelik dat ons kan en moet lewe in die lig van die Here. Hierdie vredeskoning se plek in jou lewe word saamgevat deur Jesaja 2 vers 5. Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Kom ons leef soos die Here van ons verwag om te leef. Dis maar eintlik al wat ek vir jou kom vra vanoggend. Dis maar eintlik al waarop jy moet antwoord. Dat in hierdie harde wêreld waarin ons leef, waar ons nie net deur 'n virus omring word nie, maar ook deur sonde omring word, of jy kan sê dat ek het 'n begeerte, ek lewe in die lig van die Here. Die wonder is dat as dit gebeur, dan sê Jesaja hoofstuk 2, as mense die Here se woord verstaan, as die mense verstaan wat dit beteken om te lewe in die lig en in die wil van die Here, dan hoef hulle nie meer op oorlogswapens te vertrou nie. Dan sien die pragtige gedeelte, want dan sal hulle van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Is dit nie mooi nie? Dan sal hulle dit wat hulle as bewapening beskou, omsit in werktuie waarmee hulle die grond kan bewerk en vir mense kos gee. Om in die lig van die Here te leef, is om soos Jesaja 26 vers 9 sê, Here, in die nag smag ek na U, in die môre vra ek na U wil. Om te lewe in die lig van die Here, is die uitdaging wat Jesaja hoofstuk 2 en ook hoofstuk 26 vir ons stel. U weet toe die Here Jesus aan die kruis gehang het, toe hy uiteindelik gesterf het, het daar duisternis oor die aarde gekom. Dit het dalk gelyk asof die duisternis die lig gaan oorwin. Maar na 3 ure of 'n tyd het dit weer lig geword. En toe die lig weer begin skyn, toe het selfs 'n ongelowige soldaat uitgeroep, waarlik, hy was die seun van God. Waarlik, Jesus is die seun van God, kom stap saam met hom deur die pad van oorwinning. Ek sluit af met dit wat hier 'n entjie verder in Jesaja hoofstuk 26 staan. Jesaja hoofstuk 26 vers 19. Die wat aan die Here behoort, sal opstaan en weer lewe. Die Here sal aan die wat dood is, weer lewe gee. Lees dit in die boodskapvertaling. Maar ons het daarom hierdie troos, die wat aan die Here behoort, sal opstaan en weer lewe. Die dooie sal opgewek word en van vreugde oor U jubel. Net soos die dou elke oggend nuwe lewe aan die aarde gee, so sal die Here die wat lank reeds dood is, nuwe lewe gee. Ons kan afsluit met 'n gebed tot die Here. Here, lig vir my op tot by U. Laat my uitsig
weer opgaan na die berg van die Here. Laat my uitsig opgaan na die troos, na die hoop wat U vir U kinders gee. Dat U as het ware vir ons sal optel tot in die hemel, waar ons tot in ewigheid sal lewe. Jy weet, as 'n dominee, as hy iemand moet begrawe vir die familie vra, het julle dalk 'n teks waaroor ons moet die begrafnis of die roudiens hou, dan is jy baie keer al huiwerig, want nou wonder jy, gaan ek nog 'n keer oor Psalm 23 preek, en dis reg, want dit is so pragtig, en dis mense se begeerte, dis wat hulle ken. Maar aan die ander kant is jy baie keer ook bang, dat iemand vir jou 'n teks gaan gee, wat jy nie ken nie, wat jy nog nooit omtrent oor gepreek het nie, en wat jy nou skielik moet gaan kyk, pas dit? So rukkie gelede het iemand vir my 'n teks gegee, om oor te preek, toe sy sterwe. Ek het nie eers mooi geweet toe hulle sê Jesaja 26 vers 19, wat is dit nie, tot ek dit toe gaan lees. Daar is hierdie troos, die wat aan die Here behoort, sal weer opstaan en lewe. Hierdie was 'n gelowige vrou wat vir baie lank gelei het aan 'n siekte wat vir haar eintlik so bietjie laat doodgaan het. Sy het letterlik die dood in die oë gestaar en sy het binne in hierdie oë van die dood het sy die oë van God gesien. Het sy gesien dat sy deur die troos, sy is op pad na die hemel toe. En my gebed vir jou is wanneer jy hierdie teks hoor, dat God diep in jou hart vir jou 'n verlange na sy huis sal gee. 'n Verlange nie net na sy huis as die kerk nie, maar verlange na sy wil, om dit te leef. Om dit so te leef, dat jy deel is van die gemeenskap van gelowiges, al kan ons dit nie fisies beleef nie. Dat jy ook spontaan lofsange sal sing, dat jy daar waar jy leef, van die oorlogsmateriaal rondom jou vredeswerktuie sal maak. Bloe en snoeiskere. Dat die Here vir my en jou sal oplig tot 'n vaste verwagting, 'n verlange dat wanneer dit my of jou tyd is, hy vir ons sal oplig tot by hom in die hemel. Amen. Dear God, when I am down and my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Lord, you raise me up so I can stand on mountain. Lord, you raise me up to walk on stormy seas. Lord, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more that I can be. You raise me up so I can stand on mountain. Lord, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders, Lord.
You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me Lord, thank you for raising me up to be more than I can be. Amen. You raise me up to more than I can be. Ja, Here, lig vir ons op tot by U. Geef vir ons U troos, U genade, Here. Ek glo dat daar sit en luister nou baie mense wat op een of ander manier gekonfronteer is met siekte, met dood, met verlies die afgelope tyd. Lig vir ons op, Here, tot by U heerlikheid. Laat ons lofliedere sing tot eer van U naam. Laat U vrede ook lewens opnuut binnekom en binnendring en uitgedra word deur ons aan mekaar, waar daar hartseer en waar daar verdriet is. Ons bid, Here, vir ons wêreld, ons bid vir ons land, ons bid vir 'n land wat in nood en letterlik in dood is. Ons bid, Here, vir verlossing, ons bid vir vrykom van 'n siekte wat vir ons bedreig, maar ons bid ook, Here, dat midde in dit alles ons opnuut sal leer om U wil te soek. Dankie, Vader. Dankie vir ons saamwees, dankie dat ons ons gemeente aan U kan opdra, wat op hierdie stadium nie fisies hier in die kerk kan wees nie, maar tog ook U woord in hulle midde het. Ons bid vir hulle wat oud is, wat siek is, ons bid vir hulle wat hartseer is. Ons bid, Here, dat U genade genoeg sal wees. Ons bid vir verlossing, ons bid vir genesing. Dankie, Here, vir wonderlike reën wat ons het. Dankie dat U vir ons so groot genade gegee het. Dankie, Here, vir 'n nuwe jaar. Ons bid dat U vir ons sal seën met die seëninge van God se vrede. Dankie, Here, U is vir ons goed en ons het vir U baie lief, o Here. In Jesus se naam. Amen. Ons wil baie graag ook maar net hier sê, as daar enig iemand is wat ergens dalk nood het of voel daar's iets wat hy wil bespreek of iets wat hy nodig het, skakel asseblief met my of met Kobus of met die kerkkantoor of met u wijks leier. Daar is 'n klomp van ons mense wat in die afgelope tyd nood het. Dat die helft van 'n berg van ons oralis se mammie is oorlede in COVID. Margaret Griesel is baie siek. Sy is daarom ontslaan uit die hospitaal. Sy is by die huis. Zendoline Rousseau wat ook daar in hulle familie is siek. Shonely is maar permanent op ons gebedlys. Ethnie naby ons broer is ook ernstig siek aan COVID. En so is daar baie van ons wat redelik naby getref word deur siekte en deur mense se nood. Kom ons gee dit deur en aan die Caritas groep ook en kom ons bid regtig vir mense.
en vir dat hulle die Here sal beleef en sy genesing ook. Ons vier volgende Sondag die gemeente se verjaarsdag, ook 'n virtuele diens. Dominee Kobus gaan ook die 2020 Bybelvertaling by die geleentheid bekendstel. Die Jesusweek word ongelukkig uitgestel totdat almal weer by mekaar kom. Ek het nou die dag daar by iemand gewees, toe sê die kinders, dis nou die slegste van hierdie jaar, is dat die Jesusweek uitgestel is. Kom kinders, ons sal daai kom. En dan ook die kerkkalenders is beskikbaar. Dis 'n pragtige kalender, kan ek gou een hier kry? Ek wil sê dat as jy 'n kalender wil hê, kan jy gerus een by die kerkkantoor kom kry. Ons sal ook vir die kerk, vir die leiers dit gee om vir jou te gaan uitdeel. Mag ek ook sommer sê baie dankie vir ons kantoor, vir Jolanda en Kobus wat nou hoofsaaklik verantwoordelik was vir hierdie pragtige kalender. Baie dankie daarvoor. Ons slotsang is lied 284, vers 1 tot 3, kom ons sing dit met die vrede van die Here binne in ons saam. Laat Heer U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om liefde hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om liefde hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef, maak my bereid om aan myself te staan, dat ander U al meer in my kan sien. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Mag die Here se seën op julle rus, ontvang sy seën en gaan in sy vrede. Here, ons het 'n sterk stad en U, o God, beskerm ons met U mure, met 'n vesting. En daarom bid ons en sing ons, maak oop die poorte, dat die nasie wat gered is kan ingaan, die nasie wat aan God gehoorsaam is. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.